Nog 'n lid van die skare van die heiliges wat op 1 Februarie veral in Suid-Afrika vereer word en vir wie ons biskoppe sopas toestemming gegee het dat sy herdenking voortaan op 'n Sondag gevier mag word wanneer die herdenking op 'n Sondag val, is die salige Benedict Daswa, 'n martelaar van geloof en waarheid. Benedict Daswa, die eerste Suid-Afrikaner wat deur die Katolieke Kerk salig verklaar is, het 'n merkwaardige pad van geloof en getuienis gestap. Benedict is in 1946 as Simangazo Daswa in die Venda stamgebied gebore. Toe hy sy skoolloopbaan begin, het hy die naam Samuel ontvang en later met sy bekering tot die Katolieke geloof het hy die naam Benedict aangeneem, 'n teken van sy nuwe identiteit in Christus. Van jongs af het Benedict 'n liefde vir kennis en opvoeding gehad. Selfs het hy 'n onderwyser geword en sy beroep was nie net 'n werk nie, maar 'n roeping. Hy het sy studente nie net akademies gevorm nie, maar ook moreel en geestelik. Sy rol as kategeet in die Katolieke Kerk het sy geloofsgetuies nog dieper gewortel. Hy het die skrif en die tradisie verstaan en dit met eenvoud en oortuiging aan sy gemeenskap oorgedra. Sy eerlikheid en opregtheid het hom 'n gerespekteerde leier gemaak, iemand wat nie net gepraat het nie, maar geleef het wat hy geglo het. Benedict was ook 'n ware gesinsman. Hy het sy vrou en kinders met liefde en toewyding versorg en sy huis was 'n plek van warmte en geloof. Hy het ook wyd uitgereik na die armes en behoeftiges in sy gemeenskap. Vir hom was geloof nie 'n privaat saak nie, maar 'n lewende daad van liefde en diens. Sy geloof was die grondslag van sy lewe en dit het hom die moed gegee om standpunt in te neem teen die dinge wat die gemeenskap skade berokken het. Een van die groot uitdagings in sy kultuur was die sterk houvas van bygeloof en toorkuns. Benedict het dit openlik verwerp en sy mense gewaarsku teen die gevare daarvan. Hy het geweet dat die evangelie van Christus na 'n ander pad wys, 'n pad van waarheid, vryheid en liefde. Hierdie standpunt het hom egter in botsing gebring met sommige van sy stamgenote. Toe weerlig 'n paar hitte aan die brand slaan, het die gemeenskap besluit om 'n tradisionele geneeser te betaal om die sogenaamde skuldige uit te wys. Benedict het geweier om 'n bydrae te maak, omdat hy dit as 'n vorm van heksejag en bygeloof beskou het. Sy weiering het 'n oproerige skare teen hom laat draai. Op 2 Februarie 1990 is hy wreed vermoor, met klippe gestenig en stokke geslaan en uiteindelik 'n skookwater oor hom uitgegiet. Hy het sy lewe verloor omdat hy sy geloof nie wou verloon nie. Benedict Daswa het gesterf as 'n martelaar, 'n getuie van Christus wat tot die einde toe vasgestaan het in waarheid en liefde. Sy dood het nie sy getuienis stilgemaak nie. Inteendeel het dit die kerk en die wêreld laat besef dat hier 'n man was wat sy geloof met sy lewe bevestig het. Daarom, op 13 September 2015, is hy in Limpopo salig verklaar. 'n dag van groot vreugde vir die Suid-Afrikaanse Katolieke Kerk en 'n teken dat ware geluk en vervulling nie in wêreldse mag of rykdom lê nie, maar in die bereidheid om Christus te volg, self tot die uiterste. Benedict Daswa se lewe herinner ons dat geloof 'n roeping is wat moet vra. Hy was 'n onderwyser, 'n kategeet, 'n gesinsman, 'n leier, maar bovenal getuie van Christus. Sy martelaarskap roep ons om ook vandag standvastig te wees teen bygeloof, teen vals sekuriteit en om die lig van Christus in ons gemeenskappe
te dra.